Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Onthou nou, gisteroggend het ons Jesaja 36 gedoen. Kom ons gee sommer net 'n bietjie terugvoer. Ons het gevra dat julle aan ons dink en bid en baie dankie aan almal se mooi boodskappe van bemoediging en die Here het ons so geseën. Ons het elke liewe pakkie vleis uitverkoop. En ons wil ook vir Durban Wesse mense sê baie dankie vir die mooi manier wat julle ons ontvang het. Die gasvryheid, dit was 'n baie groot sukses. Maar baie dankie. Die Here het ons regtig geseën. Die gedeelte wat ons gelees het was Jesaja 36. Daar waar die Assiriërs kom en hulle is daar by die hek nou. Hulle is by die poorte, hulle omsingel hierdie stad en hulle stuur hierdie boodskap vir Hizkia. En nou in hoofstuk 37 kry Hizkia hierdie boodskap en ons gaan 'n paar dae by hoofstuk 37 stil staan. Ons het ook gevra, onthou nou die woorde van die Assiriese koning, né? Moenie laat die koning julle mislei deur te sê julle moet op die Here vertrou nie. En ons het nogal gevra, gaan ons kan regkry om op die Here te vertrou in 'n moeilike situasie. Kom ons kyk wat doen Hizkia in hoofstuk 37. Toe koning Hizkia dit hoor, het hy sy klere geskeur, 'n roukleed omgehang en na die huis van die Here gegaan. Vriende, wat is die heel eerste ding wat hierdie koning doen? Hy gaan na die huis van die Here toe. Hy gaan om die Here te raadpleeg. Here, wat moet ek nou doen? En ja, ons moet versigtig wees om in vandag se tyd ons kerk gelyk te stel in die huis van die Here. Ons weet die Here bly nie in geboue nie. Ons weet dit het 'n ander betekenis as wat die tempel daai tyd gehad het. So die belangrike ding is dat hy na God toe gaan. En ek en jy, ons kan ook in ons stilte tyd na die Here toe gaan. Nee, ons hoef nie na kerk toe te gaan nie, maar daar's ook waarde daarin om saam met ander gelowiges te gaan bid. Die Here Jesus het tog gesê, waar 2 of 3 saam is, daar is ek met hulle. En die Bybel is vol daarvan dat die samekomste van die gelowiges baie betekenis het. So gaan maar na 'n erediens toe, gaan vra daar, bid ook daar, maar gaan soek by die Here raad. Hizkia het in hierdie totale hopelose situasie gegaan om te hoor, Here, wat moet ek doen? Dalk is dit 'n gebed wat ek en jy baie meer moet bid. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook dat ons hierdie teks mag lees. Ons is opgewonde oor hierdie hoofstuk en wat verder hieraan gaan gebeur. Maar Here, leer ons uit die voorbeeld van Hizkia, dat ons maar na U toe gaan en by U gaan soek vir wat moet ons doen. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.